is 'n tyd wat ons bewus raak van dit wat in ons harte heers en ook van ons diepste versigtinge, ons hartsverlange. En gepraat van versigtinge en hartsverlange, Advent se temas nooi ons uit om nuuskierig te wees oor ons versigtiging na werklike vreugde, diepe vrede, onvoorwaardelike liefde en hoop. Dit alles wat God in Jesus vir ons gee. Tog, as ons na die karakter van Herodes kyk, 'n eerstehandse getuie van al hierdie gebeure, van die Kersgebeure, iemand wat die vreugde eerstehands kon beleef het en homself daarvan deel kon maak, sien ons dat hy homself uitsluit uit hierdie geskenk wat God in Jesus vir ons gee. Sy afguns oor die geboorte van die sogenaamde koning wat gebore is, het hom verhinder om die goeie nuus van Jesus se koms te omarm. Hierdie deel van sy verhaal bied 'n kragtige waarskuwing oor hoe afguns ons vandag nog kan beroof van vreugde wat God vir ons bedoel. So afguns is een van daai dinge, een van die emosies wat ons eintlik 'n bietjie in onsself ignoreer, en Herodes gee vir ons die geskenk om selfondersoek te doen, eerlik te wees en bietjie uit te kyk vir afguns in ons harte. So afguns is daardie emosie wat ons onrustig maak, wat ontstaan wanneer ons na ander mense se seëninge en suksesse en posisies kyk, en dit maak ons 'n bietjie jaloers. Vir Herodes het die aankondiging van Jesus as die koning van die Jode hom in kompetisie met Jesus gesit. Wat ek wil hê ons moet raak sien, is hoe vinnig Jesus in Herodes se oë 'n vyand geword het. Daardie onrustige gevoel van onsekerheid in sy eie posisie, daardie afgunstige emosie, het dadelik 'n blokkasie geword, dat Herodes enigsins die ware boodskap van Jesus kon hoor. Hy het so vasgestaar in die bedreiging van hierdie nuwe koning, dat hy nie vreugde kon vind in die waarheid dat Jesus meer as 'n koning was nie, maar dat Jesus die Messias is wat gekom het om verlossing vir almal, die hele wêreld te bring. Hy het nie gevra wat hierdie nuwe koning vir hom en sy volk kon beteken nie. Hy het net gesien wat hy kon verloor. Afguns is onder andere gewortel in 'n skaarsheidmentaliteit. Die oortuiging dat daar nie genoeg seën, sukses of liefde is om rond te gaan nie. Hierdie denke plaas ons in konstante kompetisie met ander, wat ons vermoë ondermyn om bly te wees. Nie net vir onsself nie, maar vir ander. In Herodes se geval het hierdie skaarsheidmentaliteit hom laat glo dat Jesus se koms sy eie heerskappy direk bedreig. Hy kon nie verstaan dat Jesus nie gekom het om 'n aardse troon in te neem nie, maar om 'n koninkryk van liefde en geregtigheid te vestig. Hierdie valse oortuiging van sy hart het hom heeltemal verhard om te weerhou van vreugde, bly wees vir homself en vir die wêreld. Hoe anders kon dit gewees het as sy hart oop was? Hoe kon dit gewees het as Jesus van Herodes 'n volgeling kon maak? Dat Jesus hom kon gebruik in die koninkryk van God? Dit sou nie 'n verlies gewees het nie, maar 'n wins. So in teenstelling met hierdie venynige, afgunstige jaloesie, is die aankondiging van Jesus se geboorte deurtrek met blydskap, met vreugde. Die engel sê aan die herders, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bedoel is, in Lukas 2 vers 10. Maria sing van haar vreugde in haar loflied, in Lukas 1 vers 46 tot 47, my siel maak die Here groot, en my gees is bly in God, my verlosser.
Jesus se geboorte is 'n tyding van vreugde en hoop vir almal. Maar Herodes het hierdie vreugde gemis, omdat sy hart gevul was met afguns. Afguns beroof ons van die vermoë om saam met ander bly te wees. Dit plaas ons in isolasie van ander en van God. Maar Jesus se koms bied vir ons 'n nuwe pad. Een waar ons seëninge sien as oorvloed en deelbaar, nie as skaars en bedreigend nie. God se goeie nuus het Herodes kom konfronteer en dit konfronteer ons ook. Herodes se afgunstige reaksie werp lig op sy diepste oortuigings en motiverings. Dit help ons om ons eie harte te ondersoek. Teenoor wie is ons dalk afgunstig? En keer daardie afgunstigheid dat ons die vreugde van God kan beleef. Is dit dalk self ook konstant, is ons self ook konstant in kompetisie met ander? Dalk steel daardie kompetisie ons vreugde. Dalk keer dit dat ons nie kan bly wees vir onsself en vir ander nie. Jesus leer ons om ons afgunstigheid te verruil vir dankbaarheid en vreugde. Kom ons bid dat Christus ook ons harte sal kom vernuwe. Ag Here, vat weg daardie onrustige jaloesie in ons harte, wat keer dat ons in U vreugde kan floreer. Amen.